Goeiemôre, dit is donderdagoggend, nee, is die 12de Maart, jaar 2026. My naam is Dani Gerb en mas my weer 'n eer en 'n voorreg om saam met jou te kan kuier rondom God se woord. En vandag gaan ons bietjie praat oor dit is volbring. Nou, die Griekse woord, en hopelik gaan ek dit reg uitspreek, is tetelestai. Dit beteken it is finished, it is completed, dit is volbring. Nou, God se woord leer vir ons hierso die dag toe Jesus op die kruis gesterf het, en sy laaste woord wat hy uitgespreek het, hy sê dit is volbring. Maar kom ons gaan lees dit daar in Johannes 19, hier vanaf vers 28. Hy sê hierna, omdat hy geweet het dat alles al volbring was, sodat die skrif vervul sou word, het Jesus gesê, ek het dors. En daar het 'n kan vol asyn gestaan, en hulle het 'n spons met asyn gevul en op 'n hyssopstingel geset en aan sy mond gebring. En toe Jesus die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring. En hy het sy hoof gebuig en die gees gegee. Nou as ons 'n bietjie gaan kyk en jy gaan doen so 'n bietjie navorsing en goed, dan gaan kyk en dan sien jy die eintlike Griekse woord was tetelestai, en dit beteken it is finished, it is complete. Jesus het die prys ten volle betaal. Halleluja, so dit beteken my boetie en sissa, dat Jesus het die prys vir sonde betaal. Jesus het alles gedoen, so met ander woorde, ek en jy het nie meer nodig om al hierdie snaakse rituele te doen, om gered te word nie. Jesus het klaar die prys betaal. Maar party mense vat nou hierdie gedeelte, en dan ruk hulle die hoender, as ons sommer nou reguit Afrikaans kan praat, want Jesus het klaar die prys betaal, so dit beteken, ek het nie meer sonde nie, so dit wat ek doen, al doen ek nou bietjie sonde, dit is klaar betaal, dit is volbring, so ek gaan nie hel toe nie, ons almal gaan hemel toe. Hoera! Nee, dit is nie wat dit beteken nie. Dit beteken dat Jesus het die prys betaal. So ek en jy, al wat ons nou moet doen, ons moet na hom toe kom. En wanneer ons in Jesus Christus is, en hy leef deur ons, dit is volbring. Dit is daar. So ek en jy gaan nie meer daai prys betaal nie. Ja, kom ons sê 'n kind van God, 'n Christen, en as ek dit so wil stel. Ek is 'n kind van die Here en nou loop steel ek. En ek word gevang. Ek gaan moet tronk toe gaan. Al is ek 'n kind van die Here. Al is ek nou 'n Christen, om dit so te stel. Want ek het die daad mos nou gedoen. Ek het geweet, ek moet dit nie doen nie, en ek het dit nou gedoen. So, Jesus het die prys betaal. Hy het hy gaan jou sonde vergewe, goed, maar jy gaan nog steeds daai daad se prys moet gaan betaal. So tronk toe, moet jy tronk toe gaan. En selfde met moord. Ek en jy kan nie nou 'n moord gaan pleeg, maar Jesus het klaar by die prys betaal, hy het soos volbring nie. So ek en jy kan nie leef en doen soos ons wil nie. Want die loon van die sonde is die dood. God se woord waarsku ons. En weet jy wat, baie keer dan sê mense, ja, God straf my, en kyk hoe swaar kry ons. Hoe kan dit wees, want Jesus het klaar die prys betaal, hoekom kry ek nou so swaar? Hoor wat sê God se woord vir ons in Spreuke 13, en Spreuke 3, Spreuke 3 vanaf verse 11. Hy sê, my seun, verag die tug van die Here nie, en laat sy kastyding nie oor jou weersin wek nie, want die Here tugtig hom wat hy lief het, soos 'n vader die seun in wie hy 'n behaag het. So die Here is lief vir my en vir jou, en wanneer ek en jy goedjies doen, wat ons vingers gaan laat brand, soos wat 'n pa sy kind tugtig, so kom die Here ook en hy tugtig ons, sodat ons nie die prys moet gaan betaal, wat hy alreeds gaan betaal het nie. Dit is volbring, hy het die prys betaal. Hoekom wil ek en jy wegbeweeg van dit af? Kom ons kom onder Jesus se skaduwee, onder sy dekking, onder sy bloed, en dan het die dood geen mag oor ons nie. Die skuld van sonde is totaal betaal. Die vonnis is reeds uitgedien. Ek en jy het nie nodig om my vonnis te gaan uitdien nie. Die dood oor jou is alreeds oorwin in Jesus Christus. Moenie weer teruggaan na hierdie ou goeters nie. Moenie teruggaan na jou ou braaksel toe nie. Kom by Jesus, volg hom, want die prys is betaal. Amen, dit is volbring. Kom ons bid saam. Halleluja, Abba Vader, Here, baie dankie vir die teenwoordigheid. Here, dankie vir u liefde en u genade. Here, dankie dat ons vandag net weer eens kan besef, it is finished, is completed. Dit is volbring. U het die prys betaal.
sodat ons in U wees sal wandel, U wil sal doen en die oorwinning sal behaal in Jesus naam. Amen en amen. My liewe boetie en sussie in Christus, gaan uit op hierdie donderdag, gaan leef Jesus Christus. Onthou, in alles wat jy doen, moet jy God kan verheerlik. En as jy iets gaan doen vandag, waar jy die Here nie gaan verheerlik nie, stop daarmee. Draai jou rug daarop. Julle moet 'n geseënde dag hê. God bless.